Aan al ons kykers en luisteraars wat inskakel by hierdie opname, weer eens baie welkom aan elkeen van julle. Dit is lekker om julle hier saam met ons deel te hê. En dit is ons gebed dat dit ook dan vir julle 'n wonderlike geleentheid sal wees. Kom ons sit net so en dan raak ons stil in die teenwoordigheid van die Here en ons buig ons hoofde. Here, dit is Vrydag aand. Vir die meeste van ons is dit die einde van 'n besigheidsweek. En ons sê vir U dankie dat ons weer eens kan terugkyk na die week wat so ver verby is, die dae wat verby is, en die teenwoordigheid, die leiding, U bystand op soveel plekke kon raak sien. Dankie dat U weer eens almal van ons vanaand hier by mekaar gebring het, sodat ons saam kan luister na die volgende deel in ons Pinksterreeks van jaar. Ons gebed, nie net vir onsself hier in die banke nie, maar ook vir hulle wat by die opname inskakel, is dat dit 'n geseënde geleentheid sal wees. Geleentheid waar tydens ons ore spits, ons gedagtes fokus op U stem, U boodskap. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Vanaand vra ons die vraag, wat is die vrug van die Gees? En weer eens staan ons stil by die term in geheel. Wat is die vrug van die Gees? Hoe moet ons hierdie term interpreteer? Nou ter inleiding vir vanaand, kom ons maak die Bybels oop by Galasiërs hoofstuk 5. Gaan vir ons saam lees daar vanaf vers 13, waar Paulus juis vir ons oor hierdie einste aspek skryf. Hy sê vanaf vers 13, julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Net tot sover ons gedeelte. Vriende,
In my navorsing kom ek op 'n geleerde af wat 'n interessante beeld gebruik het. Hy sê 'n groot deel van die mensdom is geneig om nadat hulle hierdie einste gedeelte gelees het, 'n blaai te neem en dan 2 kolomme te maak. Aan die een kant skryf hulle die opskrif, dit kan wees moenies, of bly weg, of vermy, of negatief. En dan skryf die persoon al hierdie eienskappe wat ek net nou gelees het in verse 19 tot 21 daaronder neer. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. Skryf vir alles daaronder aan die linkerkant so onder mekaar neer. En dan aan die regterkant nog 'n kolom en daai opskrif kan iets wees soos moeds of streef na of positief. En daaronder skryf die persoon al die eienskappe neer en aspekte neer wat ons in verse 22 en 23 vind. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En dan sal baie persone hierdie lys so neem en vir hulle self sê, van nou af vorentoe gaan ek my lewe inrig volgens hierdie 2 kolomme. Van vandag af, van nou af, gaan ek my denke en al my doen en late rondom hierdie 2 kolomme laat sentreer. Van nou af gaan ek alles in my vermoë op 'n daaglikse basis begin doen om die negatiewe aspekte aan die een kant te vermy, om so ver as moontlik daarvan af weg te bly. En ek gaan elke dag dan die beste van my vermoë, van oggend tot aand, daarna streef om die kolom aan die ander kant, die moeds, die positiewe, die streef na daai aspekte gaan ek probeer soveel as moontlik najaag en probeer regkry. Nou vriende, dit klink dalk na 'n baie mooi inisiatief. Dit klink dalk na 'n baie mooi lewenslese waarvolgens om te leef. Maar dit vorm glad nie Paulus se bedoeling met hierdie gedeelte wat ons sopas gelees het. Hy wil hoegenaamd nie hê dat ons moet hierdie teks neem en 2 kolomme gaan opstel met 'n kolom wat sê bly weg en 'n kolom wat sê streef na nie. Dit is glad nie die doel van hierdie gedeelte nie en dit is glad ook nie wat die vrug van die Gees is nie. Ek het dit saamgebring, ek sit dit op die skerm. Daar's 3 dinge wat die vrug van die Gees nie is nie. Eerstens, dit is nie 'n innerlike stryd binne onsself om konstant vanuit ons eie krag te probeer streef na die goeie en die slegte te vermy nie. Dit is nie wat die vrug van die Gees is nie. Tweedens, is die vrug van die Gees nie die onderdanige gehoorsaamheid aan verskeie moeds en moenies nie. En derdens, die vrug van die Gees is nie iets wat ek vanuit myself moet dwing of moet ooreed om te begin doen nie. Dit is nie wat die vrug van die Gees is nie. Paulus sal nooit van my en van jou verwag om 2 kolomme op te stel, om lysies te maak met moeds en moenies nie. Want as ons mooi gaan luister na Romeine 7, wanneer Paulus skryf juis oor sy lewe, sy lewenswyse voor sy bekering, dan maak hy dit vir ons baie duidelik dat hy vir soveel jare volgens die einste so 'n lysie probeer leef het. Dat hy vir soveel jare in sy lewe moeds en moenies nagejaag het. En op die ou einde, nadat hy vervul is, of althans Christus ontmoet het en vervul is met die Heilige Gees, het sy lysie, al wat sy lysie vir hom op die ou einde gewys het, is eintlik hoe ver verlore hy eintlik al die jare was. Lees vir julle, Romeine 7,
verse 17 tot 23. Hy sê die volgende, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê elke oggend vir hoeveel jare in my lewe het ek opgestaan, en dat ek vir my gesê, vandag gaan ek die moeds najag. En teen 10 uur, daai oggend, as ek my eerste koppie tee drink, en ek reflekteer net terug oor die eerste 2 ure van my dag, dan sê ek soos, o aarde, ek het alweer hoeveel van die moenies het ek tot nou toe gedoen. Maak nie saak hoeveel keer ek dit probeer het nie, ek kon nie so 'n leefwyse najag nie, dis onmoontlik. Daarom sal hy nooit van ons verwag om 2 lysies te moet maak, 2 kolomme te moet maak en te sê, vir my die kant, jaag hierdie kant na nie. So hoe wil Paulus dan hê? Moet ons hierdie gedeelte interpreteer? Van watse bekende beeld kan ons gebruik maak om ons te help om dan die boodskap van hierdie teks meer helder, meer duidelik te maak? En so ook meer toepaslik, dat ons dit kan regkry om dit uit te voer. So klompie weke gelede het ek in 'n oordenking vir julle vertel dat die eerste keer wat ek met hierdie teks kontak gemaak het as kind, was met 'n saalopening by die skool. Toe ons instap, toe merk ek daar staan 2 bome op die verhoog. Die een boom is dood en die ander boom lewe. En terwyl die dominee gepraat het en die boodskap gelewer het, hy so 'n klomp kaartjies gehad. En hy het die kaartjies onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skerings, afguns, dronkenskap en uitspattigheid, het hy alles gaan plak teen die droëboom. En hy het daarteenoor al die mooi eienskappe, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit alles het hy gaan plak aan die boom wat mooi groen is. En toe sê hy vir ons, ek sal dit nooit vergeet nie, die gesondheid van die boom bepaal die vrugte. Wat sê Jesus in Matteus 12? Hy sê 'n boom word aan sy vrugte geken. En dit gebeur wanneer hy met die fariseërs praat. Dan sê hy, 'n goeie boom kan nie anders as om goeie vrugte te produseer nie. En 'n slegte boom kan nie anders as om slegte vrugte te produseer nie. En dan sê hy vir die fariseërs, julle kan dit nie reg om goeie dinge te doen nie, want julle is siek aan die binnekant, julle is ongesond aan die ander kant. En dan maak hy ook die bekende uitspraak wat sê, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So vanaand om hierdie teks in Galasiërs beter te verstaan, in plaas van om 2 kolomme te wil maak, sien eerder in jouself 1 boom. Kom ons sê 'n appelboom. En aan hierdie appelboom hang die mooiste, sappigste, aanloklike appels wat daar is. Jy wil net na hulle toe gaan en een neem en hom net daar eet. Daardie appels kan net mooi en gesond en aanloklik wees as die boom self gesond is. 'n Goeie boom gee vir jou goeie vrugte. 'n Slegte boom, 'n boom wat nie gesond is nie,
gee slegte vrugte. Anders gestel, die appels wat aan die boom hang, dien as getuienis van die boom se toestand en gesondheid. En dis presies die boodskap wat Paulus hier wil tuisbring in Galasiërs 5. Ek en jy is die boom. As ons met die Gees vervul is, gaan ons outomaties mooi en gesonde vrugte begin produseer. Ons vrugte gaan dan outomaties begin wys dat ons gesond is, dat ons vervul is met die Heilige Gees. Dan gaan ons outomaties, omdat ons die Gees in ons het, gaan ons begin om al die mooi eienskappe, soos liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, te begin uitleef. Ons hoef nie eens daarop te fokus nie. Dit hoef nie iets te wees wat ons die hele tyd moet daar gaan kyk en evalueer. Het ek nou vandag dit gedoen? Het ek nou dit gedoen? Het ek nou daai nagekom? Ensovoorts nie. Dit kom van self, as getuienis, as reaksie. Maar as jy nie die Gees in jou het nie, dan gaan jy die negatiewe eienskappe begin toon, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rissies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap en uitspattigheid. My en jou optrede, vriende, en ons dade word bepaal deur ons innerlike en geloofstoestand. Die afwesigheid of die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons bepaal die vrug wat ek en jy gaan produseer. Kom ons kyk net vlugtig weer na Handelinge 2. Ons het hom al gelees vroeër in die reeks vanaf vers 43. Handel oor die eerste gemeente. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit almal met diep ontzag vervul. Hoor die vrug van die Gees. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie handomkeer verandering, hierdie handomkeer transformasie in die eerste gemeente het nie gebeur omdat die gemeente self maar net op hulle eie tot insig gekom het en die keuse gemaak het om 'n nuwe lewenswyse te begin leef nie. Hulle het nie bloot net hulle self reg gekry nie. Dit het gebeur alleenlik weens die inwoning en die vervulling van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hierdie vrug van die Gees binne die eerste gemeente geaktiveer. En soos wat Petrus en die ander apostels dwars deur die konteks van Handelinge van dorp na dorp en van streek na streek gegaan het en dit hulle boodskap was, laat die Gees julle vervul en so ook dan oorvloei en julle lewenswyse verander, net so kom Paulus dan ook in ons gedeelte vanaand, spesifiek in vers 25 van Galasiërs 5, waar hy sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Laat hy ons vrugte bepaal. Oom, tannie, vriend, vriendin, kyker, luisteraar by die huis. Ons het vroeër in die reeks mekaar gesê dat ons werklik net deur die Heilige Gees volkome vervul kan wees as ons toelaat dat hy ons konstant roer. Ons het vir mekaar gesê dat ons alleenlik toegang kan kry tot ons geestelike gawes as ons toelaat dat die Heilige Gees ons konstant roer. Dis dieselfde met vanaand. Die vrug van die Gees kan alleenlik tot uiting kom, sigbaar word, toegepas word, uitgeleef word, ervaar word deur ons medemens rondom ons,
as ons die Gees toelaat om ons te roer. Die heeltyd. Ek sluit af met 3 vrae. Ons vat saam met 3 vrae wat gevra word oor die vrug van die Gees. Nommer 1, wat is die vrug van die Gees? Ek gaan herhaal, ons het dit net nou vir mekaar gesê. Dit is die heilige harts- en geloofsingesteldheid waarvolgens 'n mens begin leef as jy jouself volkome met die Heilige Gees laat vervul. Dis die vrug van die Gees. Dis wat dit beteken. Nommer 2, as ongelowiges goeie dade doen, leef hulle die vrug van die Gees uit? Die antwoord? Nee. Want die uitleef daarvan behels 2 aspekte. Dit moet beide goeie en heilige dade wees. Albei daai eienskappe moet deel wees van die dade. So as ongelowiges goeie dade doen, is dit wel goed, maar dit is nie heilig nie, want dit geskied nie, dit moet teenwoordigheid wees van die Heilige, of dit geskied in die afwesigheid van die Heilige Gees, dis reg geskryf. Die Heilige Gees moet teenwoordig wees, sodat die vrug as geklassifiseer kan word as die vrug van die Gees. En derdens, hoe kan ek die vrug van die Gees begin uitleef? Maak seker dat jy 'n aktiewe en lewende verhouding met die Here het en dat jy alle beheer van jou lewe aan die Heilige Gees oorgegee het. Die uitleef van die vrug van die Gees vorm die uiterlike simbool van 'n innerlike vervulling. Amen. Here, ek begeer daarna tot in my diepste wese om 'n beter mens te wil wees. 'n Beter mens teenoor U, maar ook 'n beter mens vir my naaste. Vanaand het U my weer opnuut daaraan kom herinner dat dit nie iets is wat ek op my eie kan doen nie. Dit is nie maar net 'n eenvoudige besluit wat ek aan die begin van 'n oggend kan neem en vir myself kan sê, vandag gaan ek so en so wees en dan dink ek gaan dit reg kry nie. Paulus kom herinner ons, Here, dis onmoontlik om die bloot deur menslike krag alleen gedoen te kry. Ons het U nodig. Om goeie vrugte te kan produseer, is ons afhanklik van U Gees, van U vervulling. En daarom kom sluit vanaand se gebed aan by al die gebede wat ons in die reeks tot dusver gebid het. En ons bid, Here. Ons vra. Kom vervul ons van so 'n aard, kom roer ons van vanaand af op so 'n aard, dat ons vrugte mooi en aanloklik en sappig sal wees in U oë. Dat ons so nader aan U kan leef en die lewensomstandighede vir ons naaste nog meer aanloklik en beter sal maak. Seën ons asseblief as ons hierna die sop en die brood gaan geniet. Behoed en bewaar ons deur die nag en bring ons asseblief dan ook môre aand weer hier bymekaar vir deel 8. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.